Goeiedag julle. Ons gaan nou vandag aangaan met daai videoetjies van ons, daai toerusting, ouer toerusting videoetjies oor. Ons ook ons kinders moet vertel van Jesus, hoe ons hulle moet vertel oor die wonderlike storie van die evangelie. En dit is wat ons nou vanmiddag wil verder mee aangaan. Ons kom verlede week stil staan by die groot roeping. Ons het 'n regte roeping om te vertel, is 'n wonderlike roeping. Dis 'n roeping waarin die Here ons ook bekragtig, en 'n roeping waarin waardeur die Here deur sy gees aan die werk is. Want Deuteronomium 6 vers 7 lees ons roeping. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. So waaroor moet ons praat? Wat moet ons inskerp? Wel, die storie van die Bybel. En as ek nou praat hier van storie, dan bedoel ek daarmee maar een van die fabel nie, is maar my lekker manier om te praat van die openbaringsgeskiedenis. Dis God se storie en dis 'n ware storie, dis werklikheid, dit gebeur regtig. Dis die storie van die evangelie, die goeie nuus oor Jesus. Hy bring die koninkryk van God. En dis 'n groot fokuspunt van God se storie, van God se geskiedenis, die werklikheid wat God in hierdie wêreld laat gebeur. Jesus bring die koninkryk van God. En dit is waaroor ons kinders moet vertel. Dit is die fokuspunt van die Bybel. Ons sien dit bietjie, as ons byvoorbeeld kyk na Johannes 5 vers 39, daar praat Jesus met 'n klomp fariseërs, en hy sê vir hulle, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Die skrifte getuig oor Jesus. Al die skrifte, as Jesus daar praat oor die skrifte, dan praat hy in die eerste plek oor die Ou Testament. Dit getuig oor hom. Dis die kern, dis die groot boodskap. Jesus Christus wat die koninkryk bring. Jesus sê dit ook in Lukas 24 vers 44 tot 45. En hy sê vir hulle, en daar praat Jesus nou met sy disippels, en dan sê Jesus, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. En dan gaan dit hier veral oor Jesus se kruislyding en sy opstanding uit die dood. En dan sê hy, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, my kruislyding, my opstanding, my hemelvaart, my regering as koning aan die regterhand van die Vader, alles wat oor my geskrywe is, moes vervul word. So waar is dit geskrywe? Jesus sê in die wet van Moses en die profete en die psalms. En as Jesus daar praat oor die wet van Moses en die profete en die psalms, dan is dit 'n manier hoe hulle gepraat het oor die hele Ou Testament. Dis die groot 3 deling van die Hebreëse Ou Testament. Die wet van Moses is Genesis tot by Deuteronomium, die profete gaan hier van Joshua af tot al die geskiedenisboeke en ook die profete, en dan die psalms is al die ander, is dan die hoofboek, kan jy sê, van al die ander boeke wat dan nou nog oor is. En alles gaan oor Jesus, dit praat oor Jesus, dit praat oor Jesus se lyding, dit praat oor sy oorwinning wat hy behaal deur lyding heen. So ek dink, dis die groot fokus van die storie van die evangelie. Die storie van die evangelie, die storie van die Bybel is Jesus en die koninkryk van God. En dit is wat ons kinders moet vertel. Ons het verlede week gepraat oor die roeping. Ek wil ons praat oor die wat. Ons het 'n roeping om te vertel. Wat moet ons vertel? Nou, ons moet vertel van Jesus en die koninkryk van God. Kom ons gaan 'n bietjie in. Dis die groot storie. Kom ons gaan 'n bietjie dieper in op daardie groot storie, en dan gaan ons bietjie later ingaan op die meer detail wat ons dan nou in hierdie jaar gaan behandel met ons kinders en wat ons vir hulle moet vertel hierdie jaar. Kom ons kyk eers net na die groter storie. Die storie begin by God se koninkryk in die begin. God se goeie skepping. Dit is sy koninkryk in die begin. Lees mens daar deur Genesis 1, dan lees mens aan mekaar van en dit was goed. Genesis 1 vers 31, op die 6de skepingsdag stop by en dit was baie goed. Die mens dan die beeld van God, die mens onder die wonderlike koningsheerskappy van God. Baie belangrik, wanneer God so skep,
As dit nie asof Jesus bietjie buite kan die prentjie staan nie. Nee, Jesus is die een deur wie God skep. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 onder andere sê dit vir ons. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het God in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Jesus is in die begin die skepper van God se goeie koninkryk. Daar waar die mens onder goeie koning Jesus, die seun van God, die Vader en die Heilige Gees geleef het. En dit was baie goed. Die volgende ding wat gebeur in hierdie groot koninkryk storie is rebellie. Daar's rebellie in die koninkryk. Genesis 3 is 'n sondeval. En dit is skrikwekkend. Na die sondeval leef die mens nou buite die tuin. Ons kan sê dat die wêreld se geskiedenis is 'n geskiedenis van buite die tuin, in die woestyn. Dis 'n geskiedenis onder die oordeel van God. Dis 'n geskiedenis waarin ons rondom ons dood sien, pyn sien, lyding sien, oorlog sien, geweld sien, misdaad sien. Hoekom is dit so om ons? Wel, daar was 'n rebellie in die koninkryk van God en daarom staan ons nou onder die oordeel van God. Uiteindelik loop alles uit hier buite die tuin, loop alles uit op dood. Geestelike dood, fisiese dood, uiteindelik ewige dood in die hel. Dit is skrikwekkend. Dit is so asof 'n mens kan sê, so is dit hoe God se koninkryk storie dan nou stop. Wel nee, God laat ook sy koninkryk kom. Hy skep nie net 'n goeie koninkryk in die begin nie, daar is nie net 'n rebellie in die koninkryk nie, nee, God laat ook sy koninkryk kom. Jesus doen dit, hy doen dit deur Jesus, net soos wat hy sy koninkryk in die begin stig, deur die seun, so bring God sy koninkryk ook deur die seun, Jesus. Jesus oorwin deur lyding, en dis hoe die koninkryk kom. Direk na die sondeval, as die mens nou uit die tuin verban word, in die woestyn, kan hy sê, kom God na die mens toe in wonderlike liefde, en wonderlike genade. Ons lees daarvan Genesis 3, vers 8 af, lees ons daarvan. En dan in Genesis 3, vers 15, kry ons die heel eerste evangelie belofte. Ons praat van die moederbelofte. Hoekom die moederbelofte? Nou, omdat daardie belofte die moeder is van elke ander belofte wat na die moederbelofte kom. Ons kan sê die moederbelofte, die belofte van die moederbelofte is die belofte waaruit al die ander evangelies voortkom. Daarom die moederbelofte. Die inhoud van daardie moederbelofte is dat daar 'n kind gaan kom. Daar gaan 'n kind gebore word uit die vrou. Daardie kind gaan oorwin. Daardie kind gaan Satan vernietig. Satan wat daardie rebellie in die koninkryk aangestig het en aangevuur het. Die kind gaan Satan oorwin en die koninkryk weer terugbring, die nuwe hemel en aarde weer laat aanbreek. Nou direk na daardie belofte in die begin, die moederbelofte, begin God daardie moederbelofte in vervulling gaan. En hy doen dit in die loop van die geskiedenis van die Ou Testament, totdat ons uiteindelik aankom in die Nuwe Testament by Jesus. Jesus is die vervuller van daardie moederbelofte. Jesus is daardie kind wat die oorwinning bring. En Jesus doen dit deur lyding aan die kruis. Aan die kruis oorwin Jesus. Aan die kruis oorwin Jesus die duiwel. As ons kyk na Hebreërs 2 vers 14, deur die dood heen het Jesus hom wat mag het oor die dood oorwin. Kolossense 2 vers 15 sê dat Jesus vir Satan daar aan die kruis ontwapen het en dat die oorwinning eintlik reeds behaal is. En aan die kruis is dit ook die plek waar Jesus God se mense, elkeen wat aan hom glo, waarlik verlos, sodat ons uiteindelik kan deel in die nuwe skepping. Net so bietjie vinnig na die kruis, is dit natuurlik die opstanding uit die dood, die hemelvaart, en nou sit God aan die regterhand
Ag nou sit Jesus aan die regterhand van die Vader van waar hy sal kom om die lewendes en die oordeel en die dooies te oordeel, soos dat ons elke Sondag ook bely in die 12 artikels. Jesus sit nou aan die regterhand van die Vader en is besig om te regeer. Maar hy regeer op 'n baie spesiale manier. Net na sy hemelvaart stort Jesus sy Heilige Gees uit. En nou is Jesus besig om deur sy Heilige Gees hier in die wêreld te werk. Hy is hier in die wêreld besig om te werk om sy mense te verlos uit die mag van sonde en uit die mag van die duiwel en om ons onder sy koninkryk in te bring. En weet jy, dis deur daardie Heilige Gees dat Jesus ook deur jou as ouer werk. Wanneer jy besig is om jou kind te vertel van Jesus, is Jesus besig om deur die Heilige Gees met jou as sy instrument in sy hand te werk, om jou kind te bring uit die slawerny van sonde, oor te bring onder sy koninkryk. En dit is hoe Jesus werk. Hy roep mense uit die slawerny van sonde en Satan in sy koninkryk in, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Weet jy wat? Jy as ouer is instrument hier in die hand van Jesus, terwyl hy in hierdie wêreldse geskiedenis aan die werk is om die groot storie van die koninkryk te laat gebeur. So, dit is die groot ding wat ons as ouers moet vertel. Ons moet hierdie groot storie vertel. Groot storie van die koninkryk. En dit is ook in die lig van hierdie groot storie dat al die ander stories wat ons kinders gaan vertel hierdie jaar verstaan moet word. Ons taak as ouers is om ons kinders hierdie storie te wys en hulle vertel dat ook hulle saam met ons deel moet wees van hierdie storie. Dis asof Jesus ons kom intrek in sy storie, in ons deel kom maak wanneer ons hom aanneem, wanneer ons in hom glo, wanneer ons tot hom bekeer en ons uiteindelik laat deel in die oorwinning wat hy behaal en ons inlei in die volheid van die koninkryk in. Kom ons fokus nou vervolgens so bietjie net op al die kleiner stories wat ons in die loop van hierdie jaar met ons kinders gaan behandel, wat nou inpas binne in hierdie groot storie. Nou ons gaan ons katekisasie handleidings se lesplanne hier volg. Ons gebruik hierdie in die hande reeks en ons het nou verlede Sondag kon ons hierdie boeke kry en vir ons kinders gee. Nou in die eerste 16 lesse van vanjaar se boek werk ons van God se goeie skepping, die begin van die koninkryk, werk ons deur na Abraham se lewe toe. In Genesis 22, Abraham en Isak se lewe in Genesis 22. Dit is 'n goeie 2200 jaar se geskiedenis wat ons in hierdie eerste 16 lesse gaan behandel. 2200 jaar se stories wat vertel gaan word, wat inpas by die groot storie, wat wys hoe God besig is om deur Jesus sy koninkryk te laat kom. So waaroor gaan hierdie tyd? Wel, in die begin het God sy baie goeie koninkryk. Daarna vind 'n sondeval plaas en daarna leef ons buite die tuin in die woestyn. Nou, goddeloosheid neem verskriklik toe en in die tyd van Genesis 6 is die wêreld vol geweld. Genesis 6 vers 11. En dan wil 'n mens eintlik na jou asem stap en sê, maar wat nou van Jesus? Wat van die kind wat gebore moet word? Hoe gaan die koninkryk van God kom as die wêreld vol geweld is? Dit lyk asof die duiwel wen. Maar dan kom die Here en hy gryp in en hy red vir Noag. Noag bou 'n ark. God besluit om daardie hele wêreld te verwoes in 'n sondvloed, in 'n wêreldwye vloed, gaan God alles verwoes. Maar die Here red vir Noag in die ark. Die ark is 'n heenwysing na Jesus. Onthou julle verlede week het ons gesê dat ons in Christus verlos word. Die ark wys heen daarna. In die ark word jy verlos uit die oordeel van God. Noag is in die ark en hy word verlos. Wat wonderlik is dat uit Noag word 3 seuns gebore, Sem, Gam en Jafet. En uit Sem sou Jesus gebore word. So daar in die ark kan jy sê, word nie net Noag gered nie, maar ook gesorg dat Jesus gebore word. Nou, na die sonvloed is dit asof iets van 'n nuwe aarde tevoorskyn kom. Sonvloed
was al die goddeloosheid weg en 'n nuwe skepping kom tevoorskyn. Dit wys heen na Openbaring 21 en 22 se nuwe skepping. Maar dit is nog nie daardie nuwe skepping nie. Van Genesis 8 of eintlik van Genesis 9 af sien ons hoe die sonde in die wêreld weer aan die werk word en weer aan die werk word. En dit kry weer 'n hoogtepunt by die toring van Babel in Genesis 11, die stad van Nimrod. Daar in die toring van Babel beplan die mensdom om 'n verenigde mensdom te wees, United Nations, in opstand teen God. En hulle sal hulle self verset teen God en die magtige mensdom. God vernietig natuurlik daardie planne. En alles is daarmee heen. Maar weer stak 'n mens half en half in jou asem van wat nou van Jesus? En wat van die koninkryk van God? Hier sien ons net die koninkryk van die mens en dit lê in stukke en verwoes. Maar wat van die koninkryk van God en Jesus? Want as 'n mens net daar in Genesis 11 lees, net na die geskiedenis van die toring van Babel, dan sien 'n mens hoe Sem tevoorskyn kom. Sem, en uit Sem kom Terah, en uit Terah kom Abraham, en later uit Abraham word Isak gebore. En dan is ons by die geskiedenis van Abraham, daarvan Genesis 12 of tot by Genesis 22. En dit bring ons tot aan die einde van die eerste 16 stukke stories wat ons vir ons kinders gaan vertel hierdie jaar. Elke keer moet ons vir hulle wys op Jesus. Uit Isak word Jesus uiteindelik gebore. Nou, van les 17 tot 28 beweeg ons van Isak na die Nuwe Testament. Nou, dis nogal 'n groot sprong wat ons maak. Maar die opstellers van ons katekisasiehandleidings wil egter dat ons gedurende die jaar ook by die Nuwe Testament uitkom. Ek wonder of dit so 'n goeie plan is. As ek nou die katekisasiehandleiding moes maak, dan sou ek al gesê, kom ons beweeg net aan deur die Ou Testament. Maar goed, ons werk nou met die katekisasiehandleidings en kom ons volg dit. Hierdie sprong van Isak af na die Nuwe Testament en na Jesus toe is egter nie heeltemal so moeilik of onlogies nie. Immers, die geslagsregister van Jesus Christus, so lees ons daar in Matteus hoofstuk 1, is hierdie. Jesus Christus was die seun van Dawid, die seun van Abraham, en ons weet Isak is die seun van Abraham. So, die paadjie loop van Abraham af na Isak toe, na koning Dawid toe, en uiteindelik kom dit by Jesus uit. So, dit is nie so 'n moeilike sprong om te maak, ons kan vir ons kinders verduidelik, en as ons by daai sprong kom in les 17, sal ons nog weer daarop ingaan. So, in les 17 tot 28, maak ons 'n sprong van omtrent 1800 jaar van Isak af na Jesus toe. Ons spring eers oor 'n groot deel van God se koninkryk storie. Ons gaan eers direk fokus op Jesus. As ons nou in volgende jaar se stories kom, dan sal ons weer van Isak af verder werk in die Ou Testament. Baie belangrik dan, ons gaan van les 17 tot 28 vir ons kinders stories vertel wat gaan oor Jesus. Direk oor Jesus. Sy geboorte, sy lewe. En ons gaan vorder tot so in die helfte. Hier by les 28 gaan ons kom tot in die helfte van die sinoptiese evangelies. Die sinoptiese evangelies is Matteus, Markus en Lukas. En al daardie evangelies het uiteindelik hier in die helfte Petrus wat bely dat Jesus van Nasaret die Christus is, die seun van God, die Messias, die een wat in Genesis 3 vers 15 by die moederbelofte beloof is, as die oorwinnaar, die een wat die koninkryk van God laat kom. So dit is die stories wat ons dan gaan vertel hierdie jaar vir ons kinders. Dis die groot storie van Jesus en die koninkryk van God. Dis die groot storie waarmee die Heilige Gees ons wil gebruik om ons kinders tot geloof in Jesus te bring. Dis 'n wonderlike voorreg. Kom ons doen dit. Kom ons bid vir mekaar ook daarvoor. Nou ja, die volgende toerusting wat ek vir julle gaan uitstuur, sal ook in die loop van hierdie week gebeur, gaan dan oor God se goeie skepping, daar reg in die begin. Dit moet baie goed gaan.